12 vanaf vers 7. Daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, in die mag van sy Christus, van die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklag voor ons, wat hulle aanklag voor ons God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam. Iemand het my nou gebel. Hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het, maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier, en die aarde het die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus hou. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u genade, dat u ons so ryklik seën, dat ons tot u mag bid, wat waarlik ons Vader in die hemel is, u wat ons geskaap het en met 'n verhouding in ons wil staan, u wat ook alle dinge aan ons verduidelik, wat ons nodig het om te verstaan, dat ons ook die verloop van die geskiedenis en die verloop van ons eie lewens binne 'n groter konteks mag plaas. Baie dankie dat ons ook nie blindelings deur die lewe gaan, sonder hoop en sonder rigting nie. Dat ons ook nie op onsself aangewese is in alle dinge nie, maar dat ons mag weet, dat u alles volgens u wil bepaal en laat gebeur. Ons vra dat u ons tyd saam sal seën, dat dit tot eer van u naam sal gebeur, dat ons ook in wysheid sal optree, en u naam ook in alle dinge sal verheerlik. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen. Goed, so, ons is nou by die gedeelte waar ons verder gaan met hoofstuk 12. Tot nou toe het ons gesien van die groot teken in die hemel, die vrou wat swanger is, uitroep, en dan verskyn daar ander teken in die hemel, die draak, en die draak wag dat sy geboorte gee om die kind te verslind, en sy kry die kind, en die kind is die een wat die nasies met die eysterscepter sou regeer. Kind word weggeruk na God en sy troon, en dan vlug die vrou na die woestyn, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, en dan word sy daar onderhou 1260 dae lank. Nou, ek wou ook my bordmerker gebring het, maar ek het nou baie dinge vergeet. Is daar so die grootste krisis is daar nie, is nie. Dis okay. Ja, dis fyn. Ja, dis okay. Ek sal so met woorde verduidelik. Nee, is reg, baie dankie. Daai goed is ook so waardevol, ek kan verstaan as hulle mooi gewerk het. Nee, hy gaan nie weg. Goed, so, as mense die historiese lyn volg, van wat hier gebeur, dan kan mense die heilsgeskiedenis baie mooi volg. Ek gaan net gou vir konteks, baie van die reformatore sien dit ook so, as 'n mens die inligting wat hy gekry het, kan glo, maar in die laaste
17de vers van hoofstuk 12. En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Nou, daai vers kan 'n mens bietjie deur mekaar maak, wees die ander nakomelinge nou, moet ons gaan soek na 'n ander kerk, wat moet ons gaan doen, maar binne in hierdie lyn, volgens baie, en ek is geneig om regtig met hulle saam te stem, as 'n minder bevoegde teoloog, as die teoloog wat dit oorspronklik gesê het, stem ek graag met hulle saam, en dit is dat as mens na die historiese lyn kyk van die openbaringsgeskiedenis in terme van hoe dit ten opsigte van die kerk afspeel, het ons tot op die punt waar ons nou gekom het, hoor ons van Israel, die Ou Testamentiese kerk. Nou kom 'n mens op die punt waar mense in vers 17 hoor van die ander nakomelinge en dan dink mens aan die nie-Israeliete, hulle wat tot geloof kom. Byvoorbeeld hulle wat die ontvangers was van Paulus se bediening aan die heidene, die ander nakomelinge, wat net soveel kerk is as die Ou Testamentiese kerk, Israel. Want dan Israel het dan natuurlik ook binne Israel het die Here met sy wetgewing en met die hele stelsel, ek gaan sit julle. Sy wetgewing en die hele stelsel het hy plek gelaat vir Israel om dan ook mense van buite af in te neem, dat hulle op die einde van die dag volkome deel kan word van die verbondsvolk. Mens kan dink aan Rut byvoorbeeld. Sy is 'n baie mooi voorbeeld, dat sy word ten volle in die volk opgeneem, soveel so dat sy dan in die geslagsregister van Jesus Christus genoem word. So net vir konteks dan, as ons nou verder gaan werk, want as ek dit nou nie gesê het nie, sou van die dinge wat ons hierso sou sê, 'n bietjie verwarrend, wat ons nou gaan sê, bietjie verwarrend wees. So mens sien nou, dat die seun word weggeruk na God en sy troon, so laas het ek gesê, ons kan dit redelik met sekerheid verstaan as Christus se hemelvaart, en ek het ook laas nogal gefokus op die swaarkry van Christus se lewe hier op aarde. Die draak het hom nie gelos nie. En ek dink ek het verwys ook na die evangelie van Lukas, waar mens ook baie duidelik kan sien hoe die duiwelse aanslag die hele tyd gebeur, maar dan ook hoe die ongeloof van sy disippels, om nogal in die evangelies kan mens sien hoe die ongeloof van sy disippels om nogal onderkry. Op 'n punt, mens sien meer as een keer dat Jesus regtig amper half geïrriteerd met hulle sê, dat verstaan julle nie, sien julle nie, het julle nie insig nie, hier is ek wys vir julle sien die wonderwerke, julle het my bely, maar julle verstaan nog steeds nie, nog steeds sukkel julle om te glo. En dan vlug die vrou na die woestyn toe, so mens kan sê dat dit weer 'n tipe van 'n Exodus motief is vir die kerk dan, van daai tyd. Ek dink ek het ook laas keer daarna verwys, as mense nou mooi na die kerk gaan kyk, wat gebeur na Jesus se kruisiging, veral daai eerste rukkie, dit is 'n besonder moeilike tyd vir die disippels, die apostels, baie moeilike tyd, en vir die kerk ook, waar is Christus, hy is dood, was dit alles toe nou nie die waarheid nie, was dit alles, wat gaan hier aan, tog sien die mense dat hulle saam bid en in geloof optree, maar dan, selfs na sy hemelvaart, is daar al vir die tussentyd, soos wat Jesus sê, wag totdat ek die trooster vir julle stuur. Nou, wie is die trooster? Die Heilige Gees. So dan sit 'n mens tot in 'n mate weer eens in daai motief of daai idee van, wat is die kerk nou eintlik sonder die Heilige Gees, né? As mooi daaraan dink, ons vat die Heilige Gees versigtig gesê tot in 'n mate as vanselfsprekend. As jy, ek sê nie dat mens die wonder daar uitneem nie, maar as jy wedergebore kind van God is, dan is jy tog 'n ontvanger van die Gees en die Gees werk in jou. Dit is wat wedergeboorte is. So met vanselfsprekend bedoel ek half op 'n dogmatiese vlak. Ja, ek glo in Jesus Christus, beteken die Heilige Gees woon in my. Dit bly nog steeds 'n besonder groot wonder wat ons nie werklik kan begryp nie. Maar nou as mens mooi aan daai tydperk dink, na Christus se hemelvaart, hy sê, wag tot ek vir julle die
die trooster stuur, wag tot ek vir julle die getuie stuur, en dan sal julle uitgaan en die evangelie verkondig. So, ek weet nie of julle al daaraan gedink het nie, maar vir daai tydperkie sit mense dan amper met 'n kerk wat nie vaarlik kan funksioneer as kerk nie. Want om vir kerk te wees, het jy die Heilige Gees nodig. Ons sien selfs met Jesus by die begin van sy ware amptsvervulling vir dit wat hy op aarde moet dan doen, ontvang hy ook die Heilige Gees. Dit is baie belangrik vir jou om jou roeping te vervul om die Heilige Gees te hê. So dit sou nou weer eens tipiese tyd gewees het, as jy die duiwel is en jy dink strategies, dan is nou die tyd wat jy die kerk gaan vat. Jy gaan nou die kerk vernietig. En ons moet nie vergeet dat die duiwel, ek het ook laas bietjie daarop gefokus, maar hy is baie strategies. So nou kan 'n mens ook al vir die woestynmotief verstaan. Dis waarlike Exodus. Wat was die volk in die woestyn? Hulle moes in die beloofde land ingaan, maar hulle kon nie. Veral daai as mens dink aan die 40-jarige omswerwing. Hulle moes in die beloofde land ingaan, en wat is die implikasie dan van die beloofde land? Die volk kan funksioneer ten volle volgens waarvoor God hulle geroep het. Hulle kan vanuit die beloofde land, kan hulle dan uitbeweeg met die evangelie en die wêreld roep, en dan kry mens heeltyd daai idee wat mense so deurlopend in die Bybel, in die Psalms, Ou Testament, Nuwe Testament, Openbaring gaan ons later sien, dat die nasies sou toestroom na Jerusalem toe. Ek dink ek het ook toe ons deur die Pentateeg gewerk het gesê, as mens na Salomo se tydperk as koning kyk, dan sien 'n mens baie duidelik hoe dit sou kon gebeur. As mens lees van hoe ver af allerhande diere en goeders vir sy dieretuine gebring was en alles, die idee van 'n wêreld, 'n verrykende wêreldse impak vanuit Jerusalem is nie 'n vreemde idee nie, want dit is wat in Salomo se tyd gebeur het. So, nou sien 'n mens ook die volk in die woestyn, en hulle moet in die beloofde land ingaan om hierdie ding te kan doen, waarvoor God hulle geroep het. Maar nou is hulle in die woestyn, so hulle kan nie dit doen nie. Dieselfde met die ballingskap, en dis baie mooi, as 'n mens dan in Esegiel gaan lees onder andere, hoe God sê dat hy dan nog steeds met die volk in ballingskap gewerk het. Mens sien ook die teenwoordigheid van God, ons het ook al daar gepraat, hoe dit beweeg vanaf die tempel in Jerusalem na die ballinge in ballingskap toe, en hoe hulle dan daar in ballingskap die evangelie verkondig as kerk. Maar nou het mens ook so tipe Exodus oomblik, Christus het opgevaar na die hemel toe, daar is duidelik nou 'n punt waar die kerk as Nuwe Testamentiese kerk moet begin funksioneer, maar waar is die een wat hy beloof het? En dan sien mens met die uitstorting van die Gees, sien mense hulle ontvang die Gees, en dan begin mense sien werklik wat is die implikasie daarvan, dat hulle dan die Gees ontvang. Dan sien 'n mens daai motief van wat Israel vanuit die beloofde land moes gedoen het. Wat gebeur by die uitstorting van die Gees? Hulle praat in verstaanbare tale wat hulle self nie ken nie, en baie kom tot geloof. Nasies stroom toe. Sien, dit is dieselfde tema, dieselfde motief, hou aan herhaal. Maar dan kan 'n mens hierdie ook sien tot in 'n groot mate hoe dit dan verder gaan, dat selfs in die tyd van die apostels, in die tyd waar die evangelies geskryf word en alles, hoe hulle nog steeds nie, soos wat ons die kanon het nie. Nou, daar's nog interessant, ek dink nou net daaraan, maar mens sou ook die parallel kon trek, toe Israel in die beloofde land ingetrek het dit gepaard gegaan met groot dade, met groot wonders, dink aan Jerigo, et cetera. Die begin gaan gepaard met die wonderbaarlike Gods openbaring wat absoluut bonatuurlik is. En dan wanneer die volk dan die beloofde land betree, net gou, ek gaan nie na antwoord nie. Skool kan wag. Wanneer hulle dan die land betree, dan sien 'n mens hoe daai half tot in 'n mate verdwyn. Want dan begin die funksionering mos, die tempel is daar, die tempel se funksionering is daar, die bouwerk is gedoen, alles is daar, en dan moet dit nou uitbrei, dit moet nou uitgaan.
na die nasies toe, waardeur deur die volk wat 'n invloed vanuit Jerusalem uitoefen op die nasies. Dieselfde dan sien 'n mens met die Nuwe Testamentiese kerk, dat mense het ook al vir die tussentydperk waar die Heilige Gees binne die konteks van die Nuwe Testamentiese kerk werklik met bonatuurlike tekens en wonders werk. Mens sien dit. Dit is deels waaroor die brief aan Korintiërs gaan, is dat hierdie kerk verstaan nie wat die doel hiervan is nie. Romeine 1 vers 11, ek is nou besig om weer deur behoorlik net deur Romeine te werk. Romeine 1 vers 11 is 'n baie treffende vers. Wat sê Paulus vir die Romeine? Ek wil na julle toe kom, sodat ek vir julle van die Heilige Gees kan gee, om julle geloof te versterk. So in die vroeg Nuwe Testamentiese kerk het mens werklik hierdie werking van die Heilige Gees wat ons nie meer in die kerk sien nie. En dan wat is dan met Paulus? Wat doen Paulus dan omdat hy nie by die Romeine kan uitkom nie? Hy skryf die moeilikste brief van die Nuwe Testament. Hy skryf hulle in woorde wat hulle moet verstaan. Wat gebeur met die Korintiërs? Paulus is daar en hy as apostel kan tot in 'n mate die hande op hulle lê en daai krag van die Gees aan hulle oordra om hulle geloof te versterk. Wat doen hulle daarmee? Hulle maak dit iets anders as wat dit is. Hulle maak van dit 'n tipe van 'n evangelie, van dit 'n tipe van sentrale ding. Maar dit is ook hoekom ons sê, daai tipe werking van die Heilige Gees het ons nie meer nodig nie, want ons het die volledige kanon. Goed, so nou sien 'n mens, kan 'n mens al hoe meer daai tydperk van die kerk, kan 'n mens verstaan as hierdie woestyntydperk. Hulle het nog nie 'n volledige Bybel nie. Hulle is nog jonk. Hulle kom uit die Exodus as ware van die tydperk tussen Christus se wederkoms en waar hulle die Heilige Gees ontvang. Moet hulle groei. Hulle is soos die volk wat in die beloofde land nou alles moet bou. Dis die boutydperk. En dan settle dit alles en dan kom 'n mens op die punt waar 'n mens die gevestigde Nuwe Testamentiese kerk sien. Goed, lang storie kort, so dan is hulle al van hierdie woestyntyd. Maar wat gebeur spesifiek dan op hierdie tyd? En dit hou nie op nie, maar spesifiek hier word dit genoem, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Dis wat ek nou sê, die duiwel is strategies. As jy nou wil die kerk aanval, dan is hierdie die oomblik. Die oomblik wat die kerk in die woestyn is. Die oomblik wat die kerk amper op haar swakste lyk. Kom daar die aanvalle. En nou kry mense 'n prentjie in die hemel in, dat Michael en sy engele voer oorlog teen die draak, en die draak en sy engele voer oorlog. Daar is die oorlog wat aan die gang is. Wat is hierdie oorlog? Ek het vanoggend, toe ek weer deur hierdie gedeelte lees, het ek daaraan gedink, net gou die antwoord. So, wat gebeur nou? Wat is aan die gang met 'n oorlog? Hoe verstaan ons die oorlog? Wat beteken die oorlog? Want, waarna ek vanoggend gedink het is, nou, wat se tipe oorlog voer jy as jy nie kan doodgaan nie? Dink nou mooi daaraan. Ons praat van engele. Hulle gaan nie dood nie. Engele lewe van hulle skepingsoomblik af in ewigheid. Hulle is nie sterflike geeste. So waaroor gaan hierdie oorlog? Dit gaan nie oor maak die ander kant dood, as mense dit so kan sê nie. Dit gaan oor kry die oppermag, kry die beheer. Dit is waaroor hierdie oorlog gaan. So in hierdie oomblik dan, terwyl die kerk in hierdie tipe woestyntydperk hier op aarde is, en natuurlik dit is so oorvleelende konsep, want ons is ook nou nog in die woestyn as Nuwe Testamentiese kerk. Goed, maar dit is in Engels multifaceted idee. Goed, ek hoop
ek het dit daarom verduidelik dat dit nie te multifaceted en confusing is nie, maar ons is ook nog steeds in die woestyn, die speel nog steeds af, soos wat ons ook in Paulus se geskrifte lees en in Openbaring lees en alles. Nou, daar speel dus 'n oorlog in die hemel af, maar spesifiek dan in die konteks van hierdie gedeelte, op daai oomblik wat die vrou in die woestyn is, op 'n plek wat deur God gereed gemaak is, dat sy onderhou en versorg word vir 'n tydperk, terwyl die kerk onderhou en versorg word vir 'n tydperk, is daai die oorlog wat in die hemel afspeel. Baie interessant ook, dat daai, as mens gaan kyk na die woorde wat hier gebruik word, daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Hierdie oorlog begin nou, daar's 'n beginpunt van die oorlog. Spesifiek, daai oorlog natuurlik weer eens, as mens kan sê, dit het baie fasette, die oorlog speel natuurlik nog al die pad af, ook voor hierdie, maar spesifiek word daar nou genoem op hierdie punt, vind daar oorlog plaas. Hoekom? Weer eens, want as die Satan nou die kerk kan kry, dan is dit weer eens verby. So, dink daaraan hoeveel kere het ek gesê, dat mense die idee kry, dat hierdie kan potensieel, as daar nou net een ding gebeur, kan hierdie potensieel die einde van alle dinge wees. Ek het gepraat oor die koning in ballingskap, ek het gepraat oor die volk in die woestyn, daar's Adam en Eva net na die sondeval, daar's al die oomblikke waar mens gaan soos, joh, as die duiwel nou kon wen, dan was dit verby. So mens sou dan veilig kon sê, dat met elkeen van hierdie oomblikke, daar werklik dan spesifieke baie fel aanslag deur die Satan sou plaasvind. Want hy werk strategies. As die kerk swak is, val nog meer aan. As dit lyk as wie die kerk kan beëindig, val nog meer aan. Maar hoe gaan hierdie oorlog dan lyk? Ek dink Paulus gee vir ons baie duidelike riglyne daaroor. Dit is ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie. Ons oorlog is eintlik ook by daai oorlog. Dit is 'n geestelike oorlog. Dit is 'n oorlog van waarheid teen die leuen. Dit is die twee goed wat teen mekaar baklei. Dit is die oorlog. Dis nie swaarde nie, dis nie kanonne nie, dis nie tanks nie, dis nie missiele nie, dis niks van hierdie goed nie. Dis 'n oorlog tussen waarheid en leuen. En daai oorlog is 'n baie groot en belangrike oorlog, want weer eens daai oorlog se spitspunt kom terug weer by daai wat ek elke keer sê, as jy suksesvol vir die deur God geskape mens lieg, dat hy die verkeerde idees gee, wat doen jy? Jy maak hom in essensie dood. Hy beweeg van hierdie, ek het dit nou weer in Romeine, dit is vir my so wonderlik hoe sterk dit uitkom, maar as jy 'n kind van God is, en jy volg God se gebooie, en jy glo dit wat God sê, dan in heiligmaking word jy al hoe meer lewendig. Jy lewe al hoe meer volgens waarvoor God die mens oorspronklik geskaap het. Ek gaan nou nie weer dit verduidelik nie, want ek dink julle sal moeg vir die idee. Maar, dit kom so sterk in Romeine uit, ek was eintlik verbaas gewees, en ek was soos, hoekom het ek dit nie al lankal daar gelees nie. Nou, lang storie kort is, dit is deur die waarheid te glo. Dit is deur te glo, God het geskape, God het alle dinge geskape, daar's 'n reël wat God instel vir die skepping, volg daai reël, en dit gaan so wees dat jy al hoe meer in heiligmaking lewe volgens waarvoor God jou geskaap het. Glo die leuen en jy gaan al die pad aan die kant toe gaan. Jy gaan doodgaan tot in die ewige dood. Dit is die oorlog wat afspeel. Dit is die oorlog tussen die waarheid en die leuen. Dit is ook wat ons vroeër gelees het, hoe maak ons die grootste skade teen Satan en sy volgers? Ons praat die waarheid. En dit vernietig hulle. Dit veroorsaak eindelose pyn en smart en moeite as jy teenoor iemand wat die Here nie glo nie, die waarheid van God aanhou verkondig. Hoeveel keer dink ons net aan so die eerste keer wat die gedagte by my opkom, so asseblief raas met my as die gedagte verkeerd is, maar hoeveel keer dink ek byvoorbeeld net aan Christene wat vervolg word. Net Christene kan seer gemaak word, maar ons lees duidelik in Openbaring, Christene maak ook seer. Ons val die bose aan. As ons die waarheid verkondig teenoor nie gelowiges, dan maak ons hulle baie seer. Ons vernietig hulle. Jy breek sy wêreld af.
Jy breek sy eie ek as God breek jy af. Jy sê vir hom, jy is nie jou eie God nie. Daar is 'n God en jy weet wie hy is, weer eens Romeine 1. In elk geval lang storie kort, dit is die manier waarop hierdie oorlog plaasvind. So, daar's nie engele wat doodgaan nie, daar's nie, die getalle bly dieselfde, maar dis letterlik waarheid teen die leuen, waarheid teen die leuen, waarheid teen die leuen. En hulle kon nie oorwin nie, vers 8, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Ek gaan net vers 9 ook lees, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Okay, so kom ons praat gou hieroor. Hulle kon nie oorwin nie. Nou as die oorlog dan 'n oorlog van waarheid teenoor leuen, 'n oorlog van idees basies is. Jy kan nie die waarheid onwaar maak nie, kan jy? Die waarheid bly staan. Die waarheid is letterlik rotsvas gegrond. Jy kan nie die waarheid verander nie, jy kan nie die waarheid breek nie, jy kan nie die waarheid enige iets nie. So, as die manier van optree van die duiwel, van die begin, van sy val af, die gebruik van leuns is, dis hoe hy Eva verlei het, dat die waarheid bietjie verdraai. Die waarheid het nie verander nie, goed, maar hy het op 'n idee vlak en 'n woord vlak die waarheid verdraai en Eva was ontvanklik vir dit. Maar die actual regte waarheid is nooit verdraai nie. Verstaan julle wat ek probeer sê? So hier staan die waarheid rotsvas, die duiwel kom en hy kom met idees en woorde en gedagtes. So hoe sou hierdie oorlog in die hemel dan gelyk het? Wel, ek kan verkeerd wees, maar die enigste manier hoe ek dit logies kan sien is dat die duiwels dan basies daai rotsvaste waarheid teenoor die engele wat daai rotsvaste waarheid ken en weet, probeer verdraai die hele tyd. Dat daar ook tipies die tipe van funksionering is. Is dit regtig so? Maar het God regtig gesê? Kyk hoe lyk die kerk nou. Kyk hoe pateties is hulle. Kyk hoe klein is julle. Wil julle nie oorkom na ons kant toe nie? Kom na die sterk kant toe. Nou, dit is nou imagination, maar dis want dit is nie 'n geveg van swaarde nie. En hulle kan nie doodgaan nie. En as mens dan die volgende vers gaan lees, dan sien 'n mens en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. So nou sien 'n mens saam met dit wat die tweede gedeelte van vers 8 is, hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So nou kan 'n mens weer eens die afleiding maak en mens kan dit ook mens kan 'n teologiese lyn trek, so ek's weer eens redelik confident om dit te sê. Tot op die punt van Christus se hemelvaart het die Satan en sy duiwels toegang gehad tot die troon van God. Wat het hulle daar gaan doen? Hulle het aangekla. Kyk wat doen hulle. Kyk wat doen die Israeliete. Sien nie die Israeliete wat daar Baals dien. Kyk hoe verbrand hulle kinders in die kole. Is dit nou wat die kerk maak? Is dit wat hier aangaan? Verstaan, dit is weer eens is woorde en idees. Hulle het aanklagte, en dan sien 'n mens dit ook in watse profeet is dit, wat Joshua gaan staan voor die troon van God. Dan is hy vuil, en dan kla die duiwel hom aan, kyk hoe vuil is hy. Hoe kan hy hier wees? Hy kan nie hier verskyn nie, hy is vuil, sies. Hoor dit nou in die troonkamer hierso. En dis basies hoe dit dan ook geskryf word. Ek kan nou nie onthou watse profeet dit is nie. Hey? Dankie. Almal van ons kan net self gaan seker maak. Goed, enige vinnige Google search gaan dit vir ons gee, maar ek neig om met jou saam te stem. Sagaria. Ja, okay, baie dankie. So mense kan dit in Sagaria gaan sien, weer eens daai beginsel, daai konsep. Baie dankie daarvoor, ek waardeer dit. Dat daai die aanklagte en die aanklagte en die aanklagte en die aanklagte is. En as dit die manier is waarop hulle werk, dan is dit seker dan ook wat hierdie oorlog behels het, né? As julle engele nou aan die kant van hierdie klomp patete, kyk daar, kyk hoe lyk hulle. Ek praat nou met minder mooi taal, maar ek dink ook die duiwels praat baie mooi nie. Of miskien praat hulle baie mooi, maar in elk geval. So, om nie die waarheid te praat nie is nie mooi nie. So mense sien nie die oorlog afspeel, en dan sien 'n mens dat
dat hulle kry nie meer daai toegang tot die hemel nie. Hoekom? Ek het ook vanoggend daaraan gedink, Christus se koms en alles, en die manier van sy koms, bes moontlik was ook nie heeltemal vir die Satan en sy duiwels heeltemal 'n oop boek gewees nie, né? Dink daaraan. So die Ou Testamentiese volk het die profete gehad en dit was so asof daar 'n sluier voor was. En dan kom Christus en dan moet hy vir hulle heeltyd sê, maar dit is ek, kyk wat doen ek. Kyk na die Ou Testament, ek doen wat die Ou Testament gesê die Messias gaan doen. Kyk, sien my raak. Die Fariseërs sien hom raak en hulle ontken hom totaal. Maar presies wat die uiteinde gaan wees. Wat gaan dit wees? So daar sou tot op daai punt sou daar nog gewees het soos maar wat doen, hoekom het hy nou mens geword? Tot op daai punt is daar heeltyd hierdie aanklagte in die hemel, hierdie aanvalle, hierdie aanklagte. Maar dan met sy hemelvaart, dan's alles klink helder duidelik. Hy die dood oorwin, hy is die verlosser, God wat mens geword het, ten volle God, ten volle mens, ten volle gehoorsaam, ten volle sy roeping vervul, en dan sal geen aanklag meer nie. Niemand kan meer aankla nie. En dan in Christus se lewe en sterwe en hemelvaart en sy voortgesette lewe in die hemel, is die Ou Testamentiese kerk uitverkore kinders van God en die Nuwe Testamentiese kerk uitverkore kinders van God. Wit. Sonder enige beskuldiging, sonder enige aanklag. So as mens nou hipoteties sou dink, as iemand dink weer eens in Romeine 8 se einde, wie kan dan 'n klag bring? Want Christus het ons skoon gewas. So die duiwel sou basies sy tyd mors as hy nou die kerk gaan aankla. Sou hy toegang gehad het. Hoekom? Want ons is skoon. Waarvan kan hy ons beskuldig? In Christus is ons skoon gewaar. Daar is geen aanklag meer teen ons nie. So selfs sou my sondes oopgevlek word en besmoontlik is die duiwel deeglik bewus van my sondes. Hy kan dit nie hemel toe vat en my daarvoor aankla nie. Want my Vader in die hemel sien my asof ek sondeloos is in Christus. Goed, baie mooi, né? So, maar wat gebeur nou met hierdie klomp? Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei en hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So die ou nes is nou hier op die aarde uitgegooi. So is ons nog steeds verbaas dat die wêreld lyk soos dit lyk. Okay. Hulle is hier neergegooi op die aarde. Teen hulle wil. Hulle het nie besluit hulle kom hier. Hulle is hier, hulle is nou hier. Dit is basies gevangenes hier op aarde. En wat doen hulle? Hulle lieg en hulle verlei. En ons het al gesien, hulle het hulle volgelinge hier op aarde. Wat sê vers 9 van die Satan? Ou Satan, die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Dis al wat hy doen, dis al wat hy ken. Verlei. Honder partykeer of hy, waarskynlik, daai sprokie van die fluitspeler. Wat so? Pied Piper. Daai is vir my baie keer 'n goeie beeld van die Satan. En ek wonder of daar nie so 'n tipe koneksie met die oorspronklike vertelling. Kyk, die sprokies is baie interessant. Ek gaan nou nie op dit ingaan nie. Maar sprokies verander saam met die samelewing. Baie van die sprokies, as ons 4 weergawe terug vandag vir ons kinders sou lees, sou ons moontlik 2 dae later sosiale werkers sien. Want dit is rof. En dit is, maar jy kan maar self bietjie daarop ingaan, ek sien die stoppe wat knik, ek dink nie ek vertel heeltemal 'n vreemde idee nie, maar in elk geval lank storie kort, dis wat hy doen, hy verlei en mense volg hom, en dan sien die mense ook in Openbaring, God gee vir hom mag oor die mense wat hom volg. Hy het mag oor hulle, hy is soos 'n koning met 'n koninkryk, en nou dink 'n mens weer eens, hy is die groot naaper, né? So wat het hy? Hy het 'n plan, hy het 'n strategie,
Hy het 'n uiteinde wat hy wil bereik, etcetera, etcetera, maar hy weet die waarheid staan rotsvas. Hy weet klaar hy het verloor. Want hy kan nie die waarheid verander nie, maar hy kan die persepsie van die waarheid verander by individue. Hoekom lyk die kerk soos dit vandag lyk? Want hy is besig, ja. Wat hy dan moedeloos? Skus? Wat hy dan moedeloos? Ek dink nie so nie. Kyk, nou die interessante ding, goeie vraag. Die interessante ding is, engele is nie mense nie. So engele, het nie, hulle het nie die beperkings wat ons het nie. En die sondeval van die engele, en die nagevolge van die sondeval van die engele, dink ek, as 'n mens so gaan lees en gaan kyk in die Bybel, het nie hulle basiese vermoëns geaffekteer. So, die sondeval van die mens affekteer die basiese vermoëns van die mens, in die sin van, jy word moeg van werk, etcetera, 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 jy word siek, jy gaan dood. My persoonlike opinie is dat die engele het net verander, die wat gehoorsaam gebly het aan God, bly gehoorsaam aan God, en hulle kan nie meer val nie. Want hulle het die kant van die waarheid gekies, en hulle kan nie weggelok word of verlei word nie, al probeer hulle mede-engel Satan hoe hard. In die geval van die gevalle engele, hulle bly die wesens wat hulle oorspronklik geskape is. So wat is die engele? Hulle is single-mindedly gefokus daarop om God te dien. Dis al waarop hulle kan fokus, hulle het geen wil van hulle eie in daai sin of enigiets nie. Hulle is diensknegte van God ter wille van sy kerk. As die Satan dan verander, dan bly hy dieselfde wese, maar hy single-mindedly die hele tyd gefokus daarop om die kerk te vernietig, selfs al weet hy het klaar verloor. Maar in sy wese kan hy nie anders om te doen as wat hy die hele tyd doen. Hy kan nie verander nie. So al sy krag, al sy energie, alles wat hy in sy wese as geskape om God te dien, oorspronklik was, het nou verander na ten volle die hele tyd gefokus daarop om God en sy kerk aan te val. Okay. Dis skrikwekkend, né? En dit moet tot in 'n mate, as mens mooi daaraan dink, né, moet dit die hel van helle wees om die duiwel te wees. Jy was oorspronklik geskape om God te dien ten volle. En jy het uit jou eie toedoen verander in iets wat God die hele tyd aanval, die hele tyd haat, die hele tyd net in jou hele wese teen God gerig is, terwyl jy weet wie God is en dat jy nie 'n kans staan nie. So ek dink in plaas van moedeloos, dink ek die duiwel se bestaan is die bejammerenswaardigste bestaan in die hele skepping. And it's never gonna end. God verlatenheid terwyl jy weet wie God is. Okay. In verband met die engele wat geval het, die wat nie geval het nie, bly hulle ook onder die gevolge van die ander wat geval het? Of bly hulle in hulle volle heerlikheid soos wat hulle geskaap is? Ja, hulle bly in hulle volle heerlikheid. Daar's geen effek op hulle nie. Kyk weer eens, daar's die verskil tussen engele en mense. Mense is 'n ras en ons plant voort. So die gevolge van wat Adam gedoen het, waaraan ons self ook skuldig is, daar's die konneksie, die deurlopende konneksie deur geslagte heen. En uit Genesis 1 tot 3 kan 'n mens 'n verskriklik ingewikkelde teologiese argument volg, en dis 'n baie goeie argument, maar ek gaan dit nie nou eers probeer vir julle nou verduidelik nie, bloot omdat ek nie meer presies die argument kan onthou nie. En ek dink ek gaan meer skade doen as wat ek goed gaan doen. Maar dat 'n mens duidelik op 'n geestelike vlak kan sien hoe die sondeoordrag deur vaders plaasvind. Dis die man
wat die sonde oordra aan die nageslag, nie die vrou. Die vrou is verlei, die man het gesondig. Okay, so daar's 'n baie sterk teologiese argument dat die erfsonde word oorgedra deur die Vader en dan sou baie oppervlakkige motivering vir dit, deur een het die sonde in die wêreld gekom, Adam, en deur een word dit weggeneem. Deur een het die dood gekom, deur een word die lewe gegee. En dit is albei mans waarvan daar gepraat word. Goed, in elk geval, lang storie kort dan, is, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel, vers 10, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, in die mag van sy Christus, wat die aanklaer van ons broeders is, neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. So kom ons vat hom van agteraf, daar was dag en nag, konstant die irriterende stem van aanklag in die hemel. Dink daaraan, hy het hulle dag en nag in die hemel voor God aangekla. Die duiwel was besig met een ding, hy het die kerk dopgehou en hy het in plat Afrikaans soos 'n klikkiebek opgetree. Hele tyd voor die troon. En God het dit verduur en verdra. Die geduld van God word op soveel maniere vir ons duidelik gemaak en hierdie is ook 'n manier. So, partykeer sal 'n mens dink daai aanklag teenoor Josua was 'n eenmalige gebeurtenis, maar hierso lees ons die aanklaer, hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Soos wat daar heeltyd gelowiges se gebede is wat opgaan hemel toe, is daar heeltyd die aanklag gewees van die duiwel. Dit weer eens, mens moenie, julle, laat ek dit net probeer reg sê, mens moenie, ons is na die beeld en gelykenis van God geskape. En dit lê tot in 'n groot mate primêr op 'n geestelike vlak. Maar tog is ons skuldig daaraan, wel ek skuldig daaraan, dat ek baie keer tot in 'n mate vergeet dat God nie 'n totaal apatiese, gevoellose wese is nie. Nou, hoekom sou ek as gereformeerde baie maklik dit dink? Omdat ons van dogmatiek hou. En ons hou van feite, en ons hou van, hier is hoe dit is, hier is die waarheid, en tot in 'n mate kan ek self persoonlik baie gevoelloos met die feite van die geloof omgaan. Want ek weet nou mos, dis hoe dit is, hier is die uitverkiesingsleer, dis hoe dit is. En my eerste reaksie wat half by my emosie sal ontlok, wat by my emosie sal ontlok, is as iemand die uitverkiesingsleer probeer aanval. Kyk, dan kom haar emosies in hierdie gereformeerde ouetjie wakker. Maar waar is die emosie wat in die eerste plek verwonderd staan oor die uitverkiesingsleer? Hoekom as iemand die dogma betwyfel, dan kan ek opgewerk en emosie vol raak, maar oor die actual dogma is ek baie kalm en besadig. Wat van, wow, check die uitverkiesingsleer, dit is wonderwerk, dit is genade op genade. Ek is baie keer skuldig daaraan. My grootste medisyne teen dit was gewees, ek baklei nooit oor geloofsake nie. Ons baklei nie, ons getuig. En sodra jy begin getuig, dan skuif jou emosie half na die regte plek toe. In elk geval. So, dit is dan, kom ons werk om dan verder terug, die mag word aan Christus gegee, sy Christus, die Christus van die Vader in die hemel, van God in die hemel. Kom ons vat hom nou van vooraf. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, so daar's weer eens die groot kosmiese aankondiging. Nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. Nou het dit geword. Nou as mens dit nou in verband bring met die konstante aanklaarry van die Satan in die hemel, dan begin mense bietjie beter verstaan wat die implikasie daarvan is, dat
Christus se werk wat volbring is, bring werklik 'n skeidslyn, 'n historiese skeidslyn in die verloop van die openbaringsgeskiedenis. As Christus sê dit is volbring, dan praat hy van baie dinge. Dit is 'n baie groot uitspraak, maar een van die dinge wat volbring is dan ook is hierdie aanklaerry van die duiwel. Want as mens nou hier kan sien, is nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. Tot op hierdie punt, tot op die punt van Christus se voltooiing van sy werk, is dinge nog half in 'n kosmiese skaal, as mens dit so kan sê. Die duiwel kom kla aan. Jy gaan nie aankla as jy nie hoop dat jy iets daardeur kan bereik nie. Miskien is die duiwel so vasgevang in sy grootheidswaan dat hy dink hy sou selfs God se gedagtes kon verander. Hy's tog die meesterleenaar. So as jy die meesterleenaar is, wat keer jou om te probeer om God self in sy gedagtes te verander? By Christus wil die versoeking probeer verander. Ja. So wat doen hy daar voor die troon van God? Op een of ander manier sou 'n mens dan dankie, daar is 'n baie goeie gedagte om daarbey aan te las, maar dat hy werklik onder die illusie is van sy eie vermoëns, dat hy dink, ek kan God laat sien dat sy waarheid nie die waarheid is nie. En wat sal die Satan dan word? Dan vat hy die plek van God. So weer eens, nou kom ons terug by daai idee, die oorlog is 'n oorlog van waarheid teen leuen, van gedagtes, van idees. Dis hoekom gedagtes en idees so belangrik is. Goed, en dan kom ons op die punt waar nou, hulle word uit die hemel uitgegooi, hulle word op die wêreld gegooi, met hulle leuns en met hulle planne, daar is 'n kosmiese aankondiging, dis nou verby. Dis nou verby. Nou is die troonkamer van God in die totaliteit van die skepping 'n plek waar slegs heiliges kan kom. Daar is geen beskuldiging meer nie. Daar is geen, as mens dit so kan sê, regsaak waar aanklagtes gemaak moet word nie. Die finale uitslag, die finale regspraak is bereik. Christus het oorwin. Die waarheid seëvier. Onveranderlik. Waar tot op daai punt lyk dit asof die leuen dalk nog 'n kans staan, want hy het toegang tot die teenwoordigheid van God waar hy aanklagte kan bring. Reg. Dan, dit kan ook bes moontlik, goed julle, nog 'n gedagte, dit kan ook bes moontlik wees dat op hierdie punt, kyk, die kerk is onaantastbaar vir die Satan en ons het 'n seël ontvang. Dit beteken ons is afgesny van hom af. Hy kan ons nie, dink mooi daaraan. Ek het al daar gepraat vroeër toe ons die briewe behandel het. Hy kan die wêreld vol met versoekinge maak, maar hy kan onsself nie versoek nie. As ons oorgee aan 'n versoeking, is dit ons eie sondige natuur wat besluit. Weer eens Romeine 7. Die vlees teen die gees. Dit kan bes moontlik wees dat die duiwel ons ook nie meer kan aankla nie. Dat vir die duiwel ook ons skoon gewas is. Ons is onaantastbaar, hy kan ons nie meer aankla nie. Al wat hy nou kan doen is, hy kan die wêreld vol met leuns en valse gedagtes maak, en met die beste hoop dat die kinders van God hulle sondige natuur navolg en sonde gepleeg. Selfs dan is ons veilig en skoon gewas, en het ons iets wat die duiwel as magtige engel nie meer het nie, en dit is toegang tot die teenwoordigheid van God in die hemel. Reg, deur Christus en deur gebed. En dan word daai koningskap, die heilkrag koningskap en word die eiendom van God en die mag van Christus, wat die aanklaer van ons broeders is, neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor God, onsse God dag en nag. Soos Christus wat hom neergewerp het. Christus kom dan in die hemel en hy sê vir die Satan, jy het nie meer 'n plek hier. Ek het die aanklag weggeneem. Daar's niks meer wat jy hier kan doen nie. Hulle is skoon gewas deur my bloed,
Die aanklag is weggevat. Dis bitter mooi, né, as mens hierdie so sien. Hoe is die duivel, hoe gaan wij rond eindelijk op die aarde? Weer geestes, gedachten? Of kan hij ook als een mens hier in het land? Kyk, hy is 'n gees. Dan is hij zoals de goede engelen ook van kwam. God zelf ook bij Abraham kwam als een mens. Ja. Dan is het achteraf, is het God zelf of een engel. Die kort antwoord Tannie, ons weet nie. Ons weet nie. Die regte antwoord en die veilige antwoord is wat openbaring aan ons bekend maak. En dit is dat die nie uitverkore kinders van God, en nou kom ons weet, Tabitha het 'n paar sessies terug gevra, maar wat van hulle wat uitverkore is en nog nie tot geloof gekom het nie. En daai weet ek nog nie. Jy het vir my een van die moeilikste vrae van my lewe daar gevra, baie dankie. Maar in elk geval, mense het ook sulkes nodig, maar dat die Satan, en mens sien dit in Openbaring, ons gaan nog by dit uitkom, ek dink ons het dit ook al behandel, ek weet nie, maar God gee die gevalle mensdom oor in die hand van Satan. So hy kry mag oor hulle. So hy het nie werklik nodig, hy het nie werklik nodig om self as mens enige iets te doen nie, want hy het die gevalle mensdom in sy mag. En hy kan dan mag oor hulle uitoefen, en die implikasie is, hy kan hulle dinge laat doen. Hy kan hulle dinge laat doen, en hy kan deur hulle werk. Eigenlijk sê ons ook as kinders van God, is ons grootste vyand, sê maar die duivel, die wêreld en onsself. Ja, waarskynlik ook in kombinasie natuurlijk. Maar dan het die duivel toch ook nog, dan gaan hy toch nog soos 'n brullende leeu rond om die kinders van God af te kry. Hy kan dit nie doen nie, maar hy het nog die, hoe sal ek sê, hy het nog daai krag om dit te doen. Ja, om te probeer. Ja, so weer eens, sien 'n mens die parallelle tussen die koninkryk van Christus en hoe Christus werk en die koninkryk van die duiwel. Want hy het 'n koninkryk. Dit staan baie duidelik in die skrif. En dit behels dan dat hy kan beheer uitoefen oor mense. Maar is dat soos wat Christus in die hemel sit en hy werk deur sy kerk hier op aarde. Christus werk deur ons. Hoe kom mense tot geloof? Deur die verkondiging van die woord. Kom loop Jesus weer self op aarde en verkondig die woord? Nee, hy gebruik die kerk. Deur sy gees. Ons word dis hoekom ons tempels van die Heilige Gees is. Ons is klein kerkies, eintlik wat Christus verteenwoordig. En deur die evangelie te verkondig, maak jy nog 'n klein kerkie. So stene in 'n gebou, met die hoeksteen Christus, en daai stene maak saam vorm die kerk, met 'n roeping om lig en sout in die wêreld te wees. Nou, wat doen die duiwel? Hy is besig in die wêreld. En hy is in die kerk ook teenwoordig, deur ongelowiges, wat in die kerk is. Ons moet dit nooit vergeet nie. Maar hoe werk hy? Nou wat help dit nou jy? Eintlik is byvoorbeeld om martelaars dood te maak, mense wat Christus bely dood te maak, is die mees blaatante, nie strategiese manier om teen die kerk te baklei. Wat is die werklike effektiewe manier? Weereens, leuns, gedagtes, idees. As 'n martelaar dood is hy dood. En meestal bring die bloed van die martelaar so saad wat nuwe gelowiges bring. Dit is 'n slegte strategie. Maar wat is die strategie werklik? Idees. Is dit regtig so? Is Christus werklik die enigste verlosser? Is alle gelowe maar nie eintlik dieselfde nie? Moet 'n mens werklik? Is die huwelik werklik belangrik? Is dit regtig nodig om te
Dit is die gevaarlike goed. Dit is wat die gevaar lê. Dit is die oorlog. Maar nou in die proses ook natuurlik kan hy skade maak. So hoe sal die Satan skade maak? Nou is die wêreld vol versoekinge. So jy weet daar was vir my as tienerseun in elke kafee verskeie versoekinge op die rak agter die toonbank. En ons het baie planne gemaak om daai versoekinge in die hande te kry. Goed. Maar wat se skade maak daai? Anders as dat ons het 'n beperkte hoeveelheid energie. Nou waarheen sit ons dit? Want nou is die baie versoeking. Nou gee jy in tot 'n versoeking. Dis 'n sonde, maar goed, ons kan ons sondes bely en dit is vergewe in Christus. En nou maak ek nie van die sonde niks nie. Maar wat is die werklike skade as ek my energie en die energie wat God my gee, die gesondheid, die liggaam, die gedagtes en alles wat God my gee, as ek dit nou agter 'n klomp versoekinge gaan aanjaag? Is ek besig om my roeping te vervul? Ek maak skade vir die koninkryk. Want ek is werklik besig om 'n emmer oor die lig te sit. Ek's werklik besig om sout te wees wat laf geword het. Ek's werklik besig om tyd, energie en gawes wat God my gegee het, wat eintlik in die uitbreiding van die koninkryk en die verkondiging van die evangelie moet ingaan, te mors op my eie selfsugtige behoeftes om aan my vlees gehoor te gee, om my sondige natuur te bevredig. Daai honger ding wat nooit. So ek hoop ek het dan nie so geantwoord. So die duiwel is slim en slinks en hy het 'n plan. En uit wat ons nou al saam besef het, is as hy voor die troon van God kan staan, bes moontlik met die illusie dat hy God kon oortuig dat daar 'n ander waarheid of 'n alternatiewe waarheid is, hoekom sal hy ons uitlos? Hoekom sal hy ons uitlos? Goed, so dit is dan tot by vers 10, maar besonder mooi, né? Dis besonder troosvol om te sien hoe eintlik Openbaring en dan meer spesifiek hierdie hoofstuk in Openbaring vir ons 'n baie mooi lig skyn op die kruisiging en hemelvaart van Christus, né? Wat het dit werklik gedoen? Wat is die betekenis werklik? Tot op daai punt, hoe daar nog op 'n kosmiese vlak hierdie opsies was. Hierdie in die oë van die duiwel en alles dinge was nog nie vas nie. En dan met Christus se hemelvaart, dan sê hy nou is daar nie meer vir enige kans vir jou in die duiwel, jy's klaar. Dis verby. Jou leuns en jou aanklagte en jou dinge gaan nie in die hemel gehoor word nie, gaan aarde toe vir 'n tydperk. Maar selfs daar is jy so magteloos soos wat jy in die hemel was, want die kinders van God is verseël. Baie mooi, né? Goed, sal ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike troos en die diepte van die troos wat ons mag vind in die werk, in die dood en die opstanding en die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat ons agter dit mag sien hoe lief U vir ons is. Dat ons werklik hier op aarde mag lewe as U kinders, as tempels van die Heilige Gees, en dat ons ook mag sien in U woord hoe ons vrygekoop is van die sonde. Hoe ons kan lewe sonder dat die sonde ons die vervulling van ons roeping aantas of minder maak. Gee dat ons ook dan so werklik teen die sonde sal stry met die oog op ons roeping. Gee ons krag deur die Gees om in heiligmaking van krag tot krag te gaan,